hou op die Christus en ons besef van 'n wêreld wat besig is, 'n wêreld wat ons so besig maak, is dit so maklik om ons oë van U af te haal. My gebed is, kom herstel ons visie vandag, dat ons weer goed sal kyk na U Jesus. Dat ons na kyk sal U en besef dat dit U is, Vader, wat ons reinig, dat dit U is wat ons skoon maak. Mag U die grond in die harte vandag voorberei, as ook die woorde wat gespreek word. En vriende, dit is hierdie Jesus wat Maleagi 3 sê, hou soos vuur metaal suiwer. Dit is hierdie Jesus wat soos seep jou klere skoon was. Dit is hy wat elkeen van julle vanmôre groet. En vir jou sê genade en vrede van ons Here Jesus. Amen. Dankie, julle is welkom om julle sitplekke te neem. Baie dankie vir die musiek. Ek sal my oopmaak by Markus 2, terwyl hulle sitplekke inneem. Markus 2. Markus 2. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot 12. Maar voor ek Markus 2 vers 1 tot 12 lees, wil ek graag net so 'n bietjie konteks gee. So ek gaan Markus 1 vers 35 tot 39 lees, en dan sal ek Markus 2 lees vers 1 tot 12. Ek het dit ook vir julle op die bord. Markus 1 vers 35 tot 39. Vroegoggend, toe dit nog stik donker was, het hy opgestaan, buitentoe gegaan en na 'n verlate plek vertrek. Dis nou Jesus. Daar het hy gebid. Simon en die saam met hom het agter hom aangegaan. Toe hulle hom kry, sê hulle vir hom: "Almal soek U." Maar hy sê vir hulle: "Laat ons ergens anders heen gaan, na die naburige dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom." En hy het deur die hele Galilea gegaan, in hulle sinagoges gepreek en demone uitgedryf. Nou dan Markus 2, ons gedeelte vir vandag, vers 1 tot 12. Toe hy na 'n paar dae weer na Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis was. Baie mense het daar saamgedrom, met die gevolg dat daar nie meer plek was nie, selfs nie voor die deur nie. Hy was besig om die woord aan hulle te verkondig. Toe kom daar mense wat 'n verlamde, gedra deur 4 van hulle, na hom bring. Omdat hulle hom vanweë die skare nie tot by Jesus kon bring nie, het hulle 'n deel van die dak bokant waar hy was opgelig, en nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle die slaapmat waarop die verlamde gelê het, laat afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde man: "Kind, jou sondes word vergewe." Maar sommige van die skrifkenners het daar gesit en in hulle harte geredeneer: "Wie is hy dat hy so praat? Hy laster. Wie is in staat om sondes te vergewe behalwe net een, en dit is God?" Jesus het onmiddellik in sy gees geweet dat hulle so by hulle self redeneer, en het vir hulle gesê: "Waarom het julle bedenkinge in julle hart hieroor? Wat is makliker om vir die verlamde te sê: jou sonde word vergewe, of om te sê: staan op, tel jou slaapmat op en loop? Maar sodat julle kan weet dat die Seun van die Mens volmag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy toe vir die verlamde: ek sê vir jou, staan op, tel jou slaapmat op en gaan na jou huis. Hy het toe opgestaan, sy slaapmat dadelik opgetel en voor almal uitgeloop, sodat almal verbaas was en God geprys het en gesê het: so iets het ons nog nooit gesien nie. Net tot daar. Geef my net so 'n oomblik, laat ek net hier so 'n bietjie, laat ek net seker maak julle sien wat ek sien of ek sien wat julle sien. Daar sê. So ons is besig met die geloof, en ek dink ook die geloof is besig met ons. En dis goed. Ons wil tog hê dat geloof in ons harte bewerkstellig moet wees. En dis wat ons ook nou gesing het. Jesus Christus is die een wat die geloof in ons voortsit, begin het, en hy sit die geloof in ons voort. En ons is besig om te kyk na sekere geloofsverhale wat Jesus teëgekom het, en wat Jesus oor uitspraak gelewer het, soos byvoorbeeld, wat beteken dit om te sê groot geloof, waarna ons verlede week gekyk het.
Wat beteken geloof soos 'n mosterdsaadjie wat ons nog sal sien? En dan vandag sien Jesus hierdie mense se geloof raak. Nou ons is in die evangelie van Markus en ek wil net gou so vinnig ietsie sê oor Markus. Markus begin vinnig. Jy sal sommer sien in hoofstuk 1. Hy begin vinnig en hy kom reguit in die storie van Jesus in. Die ander evangelies begin gewoonlik met 'n geslagsregister of 'n uitspraak. Maar nie Markus nie. Hy begin vinnig en hy begin met Jesus sommer so reguit aan die punt af. En hy praat dat Jesus die evangelie verkondig het. En hy sê dit. En dit is ook hoekom ek Markus 1 gelees het. Markus 1 het gesê juis en dit is 'n vreemde insident, al die mense begin Jesus soek. Hulle begin Jesus soek. En Jesus sê dadelik, "Wow, as hulle my soek, kom laat ek gaan. Laat ek die pad vat. Laat hulle my nie nou kry nie." En Jesus sê, "Kom laat ek gaan, maar laat ek op 'n ander plek ook verkondig." Dink bietjie daaraan. Dink gou daaraan, ek weet baie van hierdie ouens wat 'n ander evangelie verkoop, hierdie name it and claim it, die welvaartsprediking, nee, ek praat van ouens soos Benny Hinn byvoorbeeld, as ek moet dink. Hulle het die groot crusades, en dan staan hulle daar op die verhoog, en dan het hulle iets wat hulle vir iemand kan gee. Hulle gee jou iets, hulle gee jou 'n wonderwerk, as jy net by hierdie ou kan uitkom, en dan kom die mense ter duisende, en hulle staan in 'n ry, want hulle wil net by hierdie ou uitkom, want hierdie ou kan iets vir hulle doen. Ja, staan hulle in 'n ry. Maar Jesus aan die ander kant, hy doen dit nie. Hy het nie hierdie crusades waar hy mense roep en sê, "Kom, ek gaan vir jou iets gee, ek gaan jou gesond maak nie." Die oomblik as die groep te groot word, sê Jesus, "Laat ek gaan, want ek moet gaan preek. Ek moet gaan preek." En dan sê hy, in Markus 1, hy sê, "Want dit is hoekom ek gekom het." Jesus sê dit. Hy sê, "Dit is hoekom ek gekom het, gekom om te preek." En hy moet preek, en dan preek hy gewoonlik dan preek hy, dan sê hy, "Die koninkryk van die Here is op hande," of "Die koninkryk van die hemele is op hande, bekeer jou." Dis wat hy sê. Jesus het iets kom bekend maak van God en van God se koninkryk. Jesus het nie net gekom as 'n wonderwerker nie. Want wat help dit, hy's 'n wonderwerker, maar hy vertel ons nie van God nie. Hy leer ons nie van God nie, en hy wys ons nie die pad na ons ewige redding nie. Hy het gekom om te preek. En dan, 'n sekondêre motief, gewoonlik wat sy prediking bevestig het. Jesus het gepreek en die mense het gesê, "Wie is hierdie man, laat hy preek?" Dan doen hy 'n wonderwerk. Want hy wil vir jou wys, hy is waarlik die seun van God. So die wonderwerk was altyd ter ondersteuning van iets wat hy besig was om te leer. En dis belangrik wanneer ons veral vandag se gedeelte benader. Dis hoekom ek Markus 1 gelees het. En jy sal self agter die kap van die Bybel kom as jy eintlik begin met Markus en jy lees dalk Markus van begin tot einde deur. Dan sal jy sien hier is hierdie patroon wat herhaal. Maar Jesus het gekom om te preek. Dit was een van sy hoofredes. Die hoofrede vir sy bediening. Hy het die koninkryk van God kom bekend maak. Die nuwe verbond, die sterwe wat hy sou ingaan, hy kom leer van dit. Hy kom leer dat hy die weg is. Hy is die waarheid. Die mense het nie die Bybel gehad in daai tyd nie, al wat beskikbaar was die Ou Testament. Hulle het nie die evangelies gehad nie. En hier kom hy en hy preek. Nou, dit was nie altyd 'n goeie ding nie. Dit was 'n goeie ding dat hy gepreek het, maar dit het nie altyd goeie konsekwente gedra nie. Jy sal sien dat die genesingselement, die wonderwerk element, lok mense. Mense wil om dit wees, mense is nuuskierig. Ek wil gaan hoor, ek wil gaan kyk. Julle sal onthou in Johannes 6, toe het Jesus die brood vermeerder, die brood vermeerder en daar was so baie, en die mense was saam, sê die mans was meer as 5000, en die mans het hulle vrouens gebring, en die vrouens het hulle kinders gebring, hulle het gesê, free food, drive-through, kom sit, die disippels deel uit, kom kry vir jou, en hulle almal het daar gesit. En Jesus het gedeel, en die mense was, dankie, wow, kos, joh. En toe wat gebeur direk na dit? Toe begin hy preek. En jy sal dink, mense wie se mage vol is, sal tevrede wees. Want dit is moeilik om vir 'n ou te luister as jy honger is. Maar hier sit die mense, hulle het nou net 'n wonderwerk gesien en Jesus begin preek. En weet jy wat gebeur? Toe sê Jesus, eet van my, drink van my. En toe sê die mense, hoe kan ons van hom eet? Hoe kan ons van hom drink? En toe begin hulle loop. Almal, behalwe die 12. Toe sê Jesus vir Petrus, waartoe sal ons gaan? Wil julle nie ook gaan nie? Toe sê Petrus, na wie sal ons gaan? Het die woorde wat lewe gee. En een keer het Jesus gepreek in Jerusalem en hy was op 'n tipe van 'n berg en hy het gepreek, die mense was daarso en soos hy gepreek het die mense gedink, hierdie man is van sy sinne beroof en hy wil hom by die berg afgooi, omdat hy gepreek het.
En dit is so interessant. Toe staan daar in die skrif sê, toe ontglip hy hulle. Ek wonder hoe het dit gelyk. Ek wonder hoe het Jesus hulle ontglip. Hierdie mense wat ek dink hy's met sy rug hierso by 'n kloof af en die mense staan hier voor en hy ontglip hulle. Iets moes gebeur het. En Jesus het baie keer uitgegaan en gepreek en die oomblik as die skare te groot word, het hy beweeg na 'n volgende plek toe. Die skare was groot, daar was gewoonlik 'n wonderwerk, hy het begin preek, of hy het beweeg of die skare het gegaan. En die idee was ook, baie keer het Jesus wonderwerk gedoen en hy het van mense gesê, moet niemand gaan vertel nie. Hoor julle? En die rede daarvoor is, hy het 'n sekere tyd, Jesus het geweet, hy het 'n sekere tyd, as dit te vinnig gebeur, gaan die tyding nie reg wees, hulle gaan hom te vinnig wil doodmaak. Hy het geweet, hy het gekom om te sterf. Maar hy het geweet, die tyd wat hy het, moet hy die koninkryk van God bekend maak. Hy moet sy mense leer, en hoofsaaklik moet hy sy disippels leer. Petrus was tog die een waarop die kerk gebou was. So wat help het, hy doen die wonderwerke, hy sterf aan die kruis, maar niemand weet, hoekom het hy gesterf nie? Dis hoekom hy gepreek het. En hierso is hy nou, en hierso is weer 'n groep groot skare, en hy's in huis. Jesus is in die huis. Hy's in die huis en hy's besig om te preek, hy's besig om te praat, en die mense drom saam, want hulle is nuuskierig. Hulle wil kyk, hulle wil sien, en Christus gebruik die geleentheid om te preek. So hulle sit dalk daar met verkeerde motief, maar hy preek. Net soos ons baie keer mense kry met verkeerde motief in die kerk. Maar dis oukei wat ons preek. En ek dink dit sommer hier is vir ons 'n les, om te sê, ons moet ophou kyk hoekom daai ou daar sit en hoekom hierdie ou daar sit. Wees dankbaar hy sit. Want ons het 'n geleentheid om die woord van God dat hy kan uitgaan. Want is tog die woord van God wat mense se harte verander, nie waar nie? So Jesus sit in die huis en hy preek. Die mense was nie noodwendig besorgd oor hulle redding nie, hulle was besorgd oor die wonderwerk. En ongelukkig sien ek dat vandag dit maar nog steeds hartseer realiteit is. Mense is meer besorgd oor wat Jesus vir hulle kan gee en doen, as hoe Jesus hulle kan red. Hy sit in die huis en daar kom 4 vriende met 'n verlamde man, op die stretcher, dramat. En die 4 vriende dra hom, hulle was seker lief vir die man, hulle het seker 'n gesprek gehad, en hulle het gesê, ek het gehoor van hierdie wonderwerker Jesus, en hierdie Jesus, hy kan jou gesond maak, kom ons vat jou. Hy's hier in ons dorpie, kom ons gaan, nee, kom ons gaan. En hulle kom by die huis, en hulle kan nie by die huis inkom nie, want die skare sit die huis toe. Jy sou ergens in jou denke sou dink dat, as ons dalk om iemand was, en ons sou geleer het, en ons sê, joh, hier's 'n verlamde ou, kan ons nie net bietjie plek maak vir hom nie. Maar die ouens hulle was nie eers besorgd daaroor nie. Hulle was nie besorgd oor die verlamde man nie, die verlamde man kon nie inkom nie. Die vriende sê, nee, ons gaan inisiatief kry. Hulle klim toe op, gewoonlik het hoe huisie gelyk het. Die huis het aan die buitekant het hy trap gehad, bo op die dak. In die somersmaand het hulle gewoonlik bo op die dak geslaap. Die dak was redelik stewig, daar was kappe in, en in die kappe was daar gewoonlik stokkies of hooi, en dan was daar gewoonlik modder op, wat hulle gebak het, en dan bo op die modder sou hulle teels gesit het. So jy is okay om op die dak te loop. En nie teels soos ons teels ken nie. Maar jy kon op die dak slaap. En dis ook omdat trappies ook al op was. Jou eie 2 verdieping huis. Almal het 'n duplex gehad. Hierdie vriende gaan toe by die trap op met hulle vriend, en hulle begin toe 'n gat in die dak maak. Hulle grou. En jy sal sien dat die skrif sê, hulle het die teels uitgehaal, en hulle het die dak oopgebreek, maar dit is die konsep, die teels was boop, so die teels was uitgehaal, seker vertaling sal sê, hulle het grou, hulle moes deur die modder en deur die hooi, die grasdak, die lapa, hulle moes deur hom grou, nee, om hulle vriend daar af te sak. Maar dink net gou by jouself, jy is in die huis. Ek wil nie jy moet dink dis jou huis nie, maar dink net jy is in die huis. En Jesus is besig om te preek. En ewe skielik val daar 'n bietjie grond, en dan 'n bietjie hooi, en dan al hoe groter, en al hoe meer. Maar dis wat gaan gebeur as jy begin grou. Ek dink daai hele plek het begin stil bly. Ek dink Jesus het begin stil bly. Ek kan net by myself dink as iemand nou 'n gat in hierdie dak moes maak. Ja, ek dink ek is redelik verdraagsaam as my baba daar agter skree, want dit is gewoonlik hy wat skree. Ek dink ek het dit gewoond geraak. Voordat ek kinders gehad het, sou ek seker stil gebly het en gesê het, ja, kan iemand nie net uitbeweeg nie, jy weet. Maar nou is ek verdraagsaam met 'n kind, of ek is verdraagsaam met sterings, dink ek. Maar 'n gat in die dak
Ek weet nie oor dit nie. En ons grou en hulle sak hom af. Bietjie vuil goed, Jesus bly stil, almal kyk op na hierdie man wat besig is, hulle moes. Hulle kyk op na hierdie man wat besig is om af te sak. En hier sit hulle hom by die voete van Jesus neer. Hulle sit hom neer. Nou die feit dat hulle dit doen, is 'n gebaar van geloof. Dis 'n gebaar, dis 'n drastiese stap. Maar wat dink ou? Wat dink jy? Ek moet net my vriend by hierdie ou uitkry. Ek moet hom net daar uitkry. As 'n ou gesê het, ag, ek weet nie regtig of dit die sous werd is nie. Ek weet nie regtig, jy weet, soos as jy dalk gehoor van die lekker roomhuis in Paukenhou. En jy sien jy is hierdie lang ry en jy sê, ja, weet jy, is dit regtig die sous werd om in hierdie ry te staan net vir so 2 scoops? Is dit regtig so lekker roomhuis? Maar met Jesus het hierdie ouens gedink, dit is regtig die moeite werd. Want wat vat dit vir jou om 'n gat te maak in 'n ander ou se dak? Ek sou verseker vir hulle 'n rekening gestuur het as dit my dak was. Ek dink ook daai ou was al te bly toe hy opgestaan het en Jesus vir hom gesê het, gaan jy huis toe? Want hy het gedink, Jesus het gesê, ek moet huis toe gaan, my 4 vriende moet seker die skade betaal vir die dak, die gat wat hulle gegrou het. So hulle moes gedink het, daar was 'n vorm van geloof om te sê, ek moes uitkom by Christus. Ek moet uitkom, ons moet ons vriende by hom uitkry. En dit is 'n mooi element van geloof. Geloof reageer. Geloof doen. En inteendeel, wanneer ons in die Bybel lees van geloof, soos ons ook gesien het in Hebreërs 11, geloof is nog altyd aktief. Nog altyd. Jakobus 2 praat daarvan, nê? Nee. Jakobus 2 sê, geloof sonder dade is dood. Het doen, dit reageer. Geloof reageer. Jou geloof raak sigbaar op grond van wat jy sê en hoe jy optree in lewe. En hierdie manne se daad was 'n gebaar van geloof. En hulle laat sak hom af. Nou lê die verlamde man voor die voete van Jesus. En ek dink, nou is die oë nie meer op die vriende nie. Die oë is nie meer op die verlamde man nie, maar die oë is nou op Christus. Wat gaan hierdie Jesus doen? En Jesus, hy sê toe iets heeltemal onverwags. Heeltemal. Hy sê, seun, jou sonde is jou vergewe. Dis wat hy sê. Jou sonde is jou vergewe. Ek verbeel myself as ek een van die vriende was, nee. En ek het al die moeite vir hierdie ou gedoen. Ek het 'n gat in die dak gegrou en hom nie afgesak. Ek het hom gedra tot daar en ek sit hom aan die voete van Jesus. En Jesus sê, jou sonde is jou vergewe. Jy weet, ek sou sê, "Jo, Jesus, dis great, dankie." Jy weet, hy het verseker sonde, ons almal het sonde, Jesus. Maar Jesus, daar's eintlik 'n ander probleem. Ek weet nie of julle weet nie, maar hy kan nie loop nie. So ek wonder of, as jy nie net hierdie dalk, die sonde is belangrik, verseker Jesus, maar as jy nie net hierdie een ding kan doen nie, want dan sal hy dalk 'n normale lewe hê. Dis tog eintlik hoekom ons gekom het. Maar hoe meer ek daaroor dink, hoe meer besef ek dat hierdie man het dalk, hy was verlam. Hy het 'n probleem gehad. En ek dink daar was baie mense met fisiese kwale. Daar's baie mense met emosionele kwale gewees, minderwaardigheid, onsekerheid, gebrek. Maar sê nou maar, die man moes net loop. Sê nou maar, Jesus het net gesê, is reg, jou son is is reg, ek maak jou gesond, staan op en loop. Ek vra myself die vraag, sou daar oor 6 maande, oor 'n jaar, sou daar weer iets gewees het? Sou hy weer 'n moeilikheid gekry het, 'n probleem gekry het, 'n uitdaging gekry het? Ek dink verseker. Ek dink baie keer is dit hoe ons dink. As ons net hierdie een ding kan oplos, dan is dit asof alles gaan beter wees. En nou dink ek aan probleme van die verlede. Dan dink ek, ek het 'n probleem gehad, ek vir myself, as ek net daai een ding kan oplos. En daai een ding was ook opgelos. Maar daar's 'n nuwe een. En 'n nuwe een. En 'n nuwe een. Ek probeer jou net wys dat redding, ware vrymaking, lê nie by die oplossing van 'n tydelike probleem nie. Ware vrymaking lê by die oplossing van 'n permanente probleem. En dit is wat Jesus hierso probeer doen. Ons kan nou die grootste probleem wat ons het, dalk 'n ingroei toon al.
En daai ding kan nou opgelos word. Maar wanneer weer tot die volgende probleem? Of tot die volgende uitdaging? En ek dink dit is wat Jesus hier so iets probeer leer. Want wat Jesus sê is eintlik so belangrik. Is so belangrik vir geloof. Hy sê dat daar niks belangriker is vir jou, vir my, as om seker te wees dat jou verhouding met God reg is nie. Want dis eintlik die kwessie wat hy besig is om aan te spreek met hierdie man. Hy spreek nie die man se verlamdheid aan nie, hy spreek sy sonde aan. Daar is geen materialistiese voorspoed, daar is geen gesondheid, daar is geen emosionele welstand wat belangriker kan wees as jou restaurasie met God, jou verhouding met God, hierdie versoening. Ek sê nie dat Jesus nie ag slaan op ons fisiese behoeftes nie, asseblief verstaan my reg. Ek sê nie dat Jesus nie omgee oor jou probleem of jou krisis nie, inteendeel die Bybel sê, kom na my toe as jy oorlaai is, kom na my as jy moeg is, die Here is naby die wat gebroken is van hart. Die skrif is vol daarvan, ek stem saam. Die Here los ons probleme op, nê. En baie keer bid ons vir ons kinders en vir ons kleinkinders en ons sê, ja, as hulle net die Here kan ken, en dan los ons hulle by die Here. Die Here ontferm hom, verseker. Of wat ek sê, dit staan nie voor in die ry van ons geloof nie. Ons probleem staan nie voor. Ons probleem oor ons fisiese lyding, of ons fisiese seer, of selfs ons emosionele seer, dit staan nie voor nie. Ons primêre behoeftes, jou en my se primêre behoefte, is die vergifnis van sonde. Want sonde staan in die pad van my verhouding met die Here. Sonde staan in die pad van my redding. Sonde staan in die pad van my ewige bestemming. Wat help dit? Hierdie verlamde man staan op, en Jesus het net vir hom gesê, hy het nie vir hom gesê, jou sonde is vergewe nie, hy het nie hom bedien nie, hy het hom nie geestelik bedien nie, hy staan net op en hy sê vir hom, staan op en loop en gaan huis toe, en die man sê, yes, ek het my bene terug, maar wat help dit, hy staan op en hy loop by die deur uit, maar hy loop eintlik reguit in die hel in, wat help dit? Maar daar is iets meer. Ek dink hier is ons waar welvaartspredikers nou nie saam met my sal stem nie. Jou geloof en jou verhouding met die Here is belangriker as jou fisiese gesondheid. Wil jy moet dit weet? Want vir hoe lank wil jy gesond bly? Tot 90, tot 100, tot 110? Christus sê vir jou, daar is iets meer as hierdie lewe. Jou materialisme, jou geld, jou finansiële krisis. Die Here werk in dit, die Here voorsien, amen, verseker. Maar dit gaan oor soveel meer. Wat help het? Jy het die bankrekening, en jy het die kar, en jy het die vermoë, die fisiese vermoë, maar die Here het nie jou hart nie. Wat help het? Timothy Keller, hy maak 'n goeie punt. Hy sê daar is 'n paar mense wat sal steeds dink, dat as ons so iets sal sê, dat jy weet, dat ons as predikers nie sal verstaan waardeur mense gaan nie. En dan sê, hoe kan jy sê, my grootste behoefte is die vergifnis van sonde? Jy verstaan nie waardeur ek gaan nie. Jy verstaan nie wat hierdie persoon aan my gedoen het nie. Jy verstaan nie, hoe kan jy sê dat my sonde vergewe moet word? Is hulle sonde wat vergewe moet word, veral as iemand jou seer gemaak het, nie? As iemand jou mishandel het. Hoe kan jy sê, my primêre behoefte is die vergifnis van sonde? Ek het seer, ek trek swaar. Hy sê, my sonde is nie so groot as daai ou se sonde wat my seer gemaak het nie. Dis nie my grootste probleem nie. Maar dit is. Die antwoord is, jou grootste behoefte, ons grootste behoefte, ons primêre behoefte is die vergifnis van sonde. Selfs al het mense ons seer gemaak. En ek wil dit vir jou so 'n bietjie probeer bewys. Ek wil dit nie net vir jou sê nie. Verbeel jou, iemand het jou seer gemaak. Die enigste manier hoe 'n mens oor jou gaan heers. Enigste manier hoe 'n mens oor jou gaan heers. Enigste manier hoe iemand jou lewe gaan beheer, is as jy daai persoon nie vergewe nie, né? Want sê nou maar iemand het jou seer gemaak, nou kweek jy haat, en jy kweek wraak, en jy kweek 'n onvergewensgesindheid. Jy raak kwaad, jy weet, en nou probeer jy half besluit te neem om daai ou net terug te kry. Dadelik het iemand mag op jou, want dit wat hy gedoen het nou
effek nadat dit gebeur het. Dit besluit hoe jy voel, dit besluit hoe jy dink, dit besluit hoe jy reageer. Jy's dalk ongeduldig teenoor jou kinders, of teenoor jou vrou, of teenoor jou man, alles op grond van iets wat iemand aan jou gedoen het. So nou begin dit al manifesteer in jou lewe. Nou is dit eintlik maar 'n tipe van mag wat hierdie persoon het, nee, is Jonah Weaver wat gesê het, bitterheid, as jy bitter is teenoor iemand, is dit so goed om gif te drink, en om te wag vir die ander persoon om te sterf. Dis presies wat bitterheid doen. Onvergewensgesindheid. Nou sê jy goed, ek weet ek moet vergewe, maar wat het dit uit te waai met my sonde? Hoe kan dit dan my primêre behoefte wees, die vergifnis van sonde? Wel, Keller wys dit weer. Hy sê, as jy nie kan vergewe nie, as jy jouself as hoër sien, en die persoon wat jou seer gemaak het as laer sien, sal jy nooit afvergewe nie. Hy sê, vergifnis vind altyd plaas opwaarts. Dis hoekom hy ou sê, dis makliker om 'n koning te vergewe as wat dit is om 'n slaaf te vergewe. Want jy voel maar, jy's niks man, jy verskuldig my goeders, hoekom moet ek jou vergewe? Kyk wat het jy gedoen? Maar iemand wie jy hoog ag, sal jy sê, ek moet hom vergewe want hy kan my weer help, of hy kan weer iets doen, of nou vergewe jy nie af nie, maar jy vergewe op. En wat dit vir jou eintlik sê is dat vergifnis vind net plaas op grond van nederigheid. So met ander woorde, hoe laer jy word, hoe makliker raak dit om te vergewe. En dit is eintlik wat die evangelie doen, die goeie nuus. Die feit dat Christus gesterf het vir jou sonde en opgestaan het uit die doodheid, sodat jy nie hoef te sterf vir jou sonde nie. En omdat hy uit die doodheid opgestaan het, beteken dat jy sal uit die doodheid kan opstaan. Dis wat die evangelie doen. Die evangelie doen twee goed, nê. Die eerste ding is, hy bring jou af aarde toe. Hy maak jou die laagste van die laagste. Hy doen dit. Nee, dis wat die skrif sê. Die skrif sê, almal val kort van die glorie van God. Almal het oortree. Almal het God van sy eer beroof. Almal van ons. So wat die evangelie sê is, almal van ons verdien die hel. Almal. Maak nie saak of jy dink jy's 'n goeie ou nie. Het jy slegte gedagte gedink? Hel. Het jy al woedend geraak? Hel. Het jy al iets probeer begeer? Hel. Alles. Want dit is net nie heilig in God se teenwoordigheid nie. Maak nie saak hoe groot of hoe die aard van dit lyk nie. En die evangelie wys vir jou, hy sê, luister, jy verdien dit. Dis die eerste ding. En dan die tweede ding wat hy sê is, maar selfs al verdien jy dit, gee God vir jou hierdie. Jy verdien die hel, maar jy kry vergifnis. Jy verdien die hel, maar jy kry vryspraak. As jy maar, Here, hoe kry ek dit? Verdien ek dit? Nee, jy verdien dit nie, jy kry dit. Here, maar ek doen nie leed aan. Here, ek is 'n leenaar, ek lieg, ek bedrieg, ek steel, ek het slegte gedagtes, my hart is vuil. Ja. Maar hoe kry ek vergifnis? Want ek gee dit. Ek gee dit as jy jou vertroue in Christus sit. Dis wat die evangelie doen. Nou met daai mentaliteit, gaan jy nou na jou situasie toe van onvergewingsgesindheid, jou onvergifnis, nê? En jy besef, jy kry vergifnis, maar jy verdien dit nie. Wie is ek dan, as ek vergifnis kry, maar ek verdien dit nie? Wie is ek dan, om vergifnis te weerhou aan ander? Wie? En dis wat die evangelie vir jou wil wys. En die oomblik wanneer jy jouself minder maak, wanneer jy besef wat jy eintlik verdien, maar tog kry jy iets. Ek sê nie jy lewe as 'n sondaar nie, jy lewe as 'n oorwinnaar, maar jy besef wat jou eintlik moes toekom. En die oomblik as jy dit kry, dan besef jy, sjoe, hoe kan ek vergifnis weerhou? Hoe kan ek dit weerhou? Dis soos daai gelykenis van die slaaf wat nie wou vergewe nie, Matteus 18, nê. Daar was 'n eienaar van slawe en hy kom na die koning toe en die koning sê vir hom, luister, jy skuld my geld, sê vir die eienaar, jy skuld my geld. En die eienaar sê, o, koning asseblief, ek het nie geld nie. Kan ek 'n afbetalingsooreenkoms reël? Kan ek iets reël? En die koning sê, goed, kom ons vee jou skuld uit. O, dankie koning, dis fantasties, jy vee my skuld uit. En daai eienaar gaan toe terug na sy plaas toe waar al die slawe is en hy roep al sy slawe bymekaar. En hy sê vir al die slawe, nou moet julle betaal. Julle skuld my. Sy slawe het hom geld geskuld. En hy sê, julle moet betaal, nou betaal.
En die koning kom toe te hore, dat hierdie einste ou, wat sy skuld nou net uitgevee was, nie sy slawe se skuld wil uitvee nie. Hy hoor dat hy dit gedoen het en hy sê vir hom, maak hom dood. Sluit hom toe. Dat is die beginsel. Die beginsel is, iets is vir jou gegee, vir my gegee, wat ek nie verdien het nie. En daarom partykeer altyd, as ons vergifnis gee, beteken dit is eintlik maar, omdat mense dit nie verdien nie. Hou lyk die meeste soos Christus, die oomblik wanneer jy vergewe. Ok, so nou wat het dit uit te waai met jou grootste behoefte wat die vergifnis van sonde is? As jy besef dat Christus so goeie en groot daad gedoen het om jou heeltyd te vergewe, dan spoel dit oor na sulke besluite toe. As jy besef jy is vergewe, dan gaan dit vir jou makliker wees om te vergewe. As jy besef jy jou grootste behoefte is om reg te wees met God, jou grootste behoefte is om te sê, maar Christus, jou vergifnis is vir my groot, as jy besef dis jou primêre behoefte, dan gaan materialisme, gaan dit nie saak maak nie. Dit gaan nie. As Christus se vergifnis vir jou groot raak, dan gaan Christus vir jou groot raak. Jou primêre behoefte, Christen, jou primêre behoefte is om te besef, jy kort vergifnis. En as jy dit besef, gaan dit oorspoel na elke ander besluit van jou lewe. Dan gaan jy also dalk kan lê soos hierdie verlamde man. En sê, maar weet jy, selfs al het ek nie bene nie, het ek vergifnis. Selfs al het ek nie geld nie, het ek vergifnis. Selfs al het ek teëspoed, het ek vergifnis. En as ek vergifnis het ek 'n ewigheid. Moenie laat vergifnis vir jou net 'n norm raak nie. Ietsie wat, ag ja, ek het vergifnis, nee. Ag ja, liewe Jesus het vir my gesterf aan die kruis om my sonde te vergewe, ek het vergifnis. Onthou dat vergifnis vir jou belangrik is. Want as daai vergifnis vir jou belangrik is, gaan Jesus vir jou belangrik wees. Want jy kry nie vergifnis buite Christus nie. En dis ook hoekom ons bid, selfs in die Onse Vader vergewe ons sondes soos ons sondaars vergewe. Die grootheid van die vergifnis wys vir ons hoe ons eintlik gaan lewe. En as jy eintlik 'n paar hoofstukke vorentoe gaan, in Markus 8, net 'n paar hoofstukke vorentoe gaan, is dit eintlik ook wat Jesus sê. Hy sê, wat sal dit jou tog help as jy alles in hierdie lewe bereik, maar jy verloor jou lewe? Ons grootste behoefte is die vergifnis van sonde. En ons is die enigste geloof. Christendom is die enigste geloof wat dit gee, vrylik. Die enigste. Die enigste. Die ander moet dit verdien. Die evangelie beteken goeie nuus en dit beteken is goeie nuus, want daar word iets vir jou gegee, daar is versoening wat plaasvind. Alles bou om dit. Ons moet ons behoefte tot vergifnis besef. As ons nie besef hoe groot dit is nie, sal ons nie besef hoe belangrik dit is nie, en sal ons nie besef hoe belangrik Jesus is nie. En wat Jesus hier doen is, hy spreek die primêre behoefte aan. Dis wat hy doen. En dis wat hy gedoen het, soos hy omgegaan het, soos ek vir julle gelees het in Markus 1. Hy het gegaan om te gaan preek. Hy het vir die mense gewys, bekeer jou, die koninkryk is naby. Die grootste ding wat jy nou kan kry in hierdie wêreld is nie tydelike goed soos brood nie. Dis nie skatte wat mot en roes kan opvreet nie. Die grootste behoefte vir enige ou is 'n vergifnis van sonde. Selfs al is ons al bekeer, selfs al glo ons in Jesus, moet ons nog steeds besef die groot werk van Christus. Dis hoekom ons nagmaal hou. Dis hoekom ons in die kerk sit. Dis hoekom prediking veronderstel is om Christus gesentreerd te wees. Om Jesus te draai. Om te sê, maar dit gaan oor Jesus, dit gaan oor sy vergifnis. Dit kan nooit te veel oor Jesus gaan nie. Nooit. Altyd Christus. Jesus spreek die behoefte van hierdie man aan. Hierdie man was verlam, maar wat help het, hy loop reguit in die hel in met sy bene. Hierdie man moes vergewe geword het. Die sonde was sy groter probleem. En Jesus moes iets meer gesien het in hom. Hy moes.
Hy moes iets meer in hierdie man se hart gesien het, want vergifnis kom nie sonder bekering nie. Dis so goed soos jy doen iets verkeerd en jy dink nie jy doen iets verkeerd nie. Ek sê, hoe kan jy dit doen? Jy sê, wat? Ek sê, hoe kan jy oor my gras loop? Ek sê, ek mag mos op die gras loop. Ek sê, maar ek sê vir jou, jy mag, jy is my gras, jy loop 'n paadjie op my gras. Jy sê, nee, dis niks daarmee nie. Maar die oomblik as jy besef jy mag, dan gaan jy sê, o, sorry, dis bekering. Vergifnis kan nie plaasvind sonder bekering nie, want dan beteken dit jy het nie rou of jy voel nie dis verkeerd nie. Hierdie man hy moes. Daar moes iets in sy hart wees, want Jesus het hom vergewe. Maar as jy maar die bekering in die man se hart was, jy gesê vergewe vir wat? Ek hoef nie vergewe te word nie. My grootste probleem is my bene. Daar moes iets in hierdie man se hart wees en Jesus het dit aangespreek. En so gereeld sien ons in Jesus se verhaal, né? Hoe gereeld ken Jesus die harte van mens? Ken jou hart. En teen hulle 'n paar verse later het hy nog eens gesê, ek weet wat julle dink, skrifkenners, het hy gesê. En selfs hierdie persoon se situasie moedig dit ook aan. Hierdie man moes geweet het van sonde in sy lewe. Daar moes iets van bekering wees in sy hart. Julle sal onthou met Job, né, toe Job al die teëspoed Job tref, toe kom sy vriende en toe kom beredeneer hulle by Job. En toe wat is die een ding wat hulle vir Job sê? Hulle sê vir Job, Job. Wat het jy gedoen sodat jy al die teëspoed moet kry? Watse sonde het jy gepleeg? Dit is tipies die denkpatrone van 'n Jood gewees daai tyd. Hulle het gedink, sonde is direk verbind met gebrek of met siekte. So hierdie ou kon dit maklik dink. Inteendeel, baie keer die ouens wat verlam moes op isolasie gewees het, want hulle het gedink, hulle moes apart geleef het, want hulle het gedink, daar was een of ander sonde in hulle lewe. Daar was sonde, dis hoekom hy sit in die situasie waarmee hy sit. Maar ek en jy weet dat dit nie die geval is nie, né? Ek en jy weet dat ons word nie siek, omdat ek een of ander iets verkeerd gedoen het nie. Partykeer bring sonde konsekwent, as jy byvoorbeeld rook vir 50 jaar lank en jou longe kry longkanker, dan kan jy nie sê, Here, hoekom? Of as jy alkohol baie gereeld misbruik en jou niere pak op, Here, hoekom jy nou? Sonde bring partykeer konsekwente. Maar baie keer gebeur goeders, dit gebeur. Gebrokenheid van die wêreld is stikkend. Ons kan nie alle sonde allokeer aan siekte nie. Die Jode het dit gedoen. Hulle het gesê, sonde, dan was siek. So sy situasie moes hierdie ou self laat dink het, luister, dalk het ek sonde. En hy het sonde, ons almal het sonde. Almal het sonde. Daar was sonde in sy lewe. Maar die sonde was nie 'n rede vir sy verlamdheid nie, sy verlamdheid was 'n geleentheid vir die vergifnis van sonde. En Jesus sê toe, die oë is op Christus, die man lê daar. Jesus spreek die primêre behoefte aan, nee, Jesus het geweet. En hy sê vir hierdie man, hy sê vir hom, seun. En Lukas praat van vriend. Hy is vir my so mooi. Jesus sê nie meneer nie, of hy sê nie net jou sonde is vergewe nie, hy sê seun. Hy beklemtoon iets sags, iets ontfermings. Vriend, seun. Jou sonde is jou vergewe. En Jesus spreek. Hy spreek tot in sy diepste in. Hy spreek verby sy verlamdheid. Hy spreek verby sy uiterlike skyn. Hy spreek in die hart van hierdie ou in. En hy sê vir hom, seun, jou sonde is jou vergewe. En natuurlik het dit hierdie skrifkenners, hierdie leiers, geestelike leiers, het dit hulle pot geroer. Hulle raak toe ontsteld en hulle dink toe, wie is Jesus dat hy sonde kan vergewe? Wie is hy? Dit is 'n goeie, eintlik 'n geldige vraag. Dis 'n geldige vraag, kom ek gebruik 'n voorbeeld. Verbeel jou, ek skop jou op die Maarmerrie. Nou ek weet nie of julle weet wat is 'n Maarmerrie, dis daai shin daarvoor nie. Maarmerrie is maar eintlik is nie 'n maarperd, vroutjie perd nie. So, maar verbeel jou, ek skop jou op jou shin, net daarvoor. En jy is kwaad, jy sê, wie is jy om my op my shin te skop, mannetjie? En hier kom my vrou ingehardloop, nee. En sy sê, wow, moenie beklei nie. En jy sê toe, jy het my geskop op my Maarmerrie, en my vrou kyk na my toe, wat nou die skopwerk gedoen het, en sy sê, Sean, ek vergewe jou. Ek sê, ag, dankie my vrou. Jy gaan vir sê, maar wie is jy om hom te vergewe? Wie is jy? En dit is eintlik wat hier gebeur. Dis presies wat hier gebeur. Hierdie ouens sê, Jesus, maar wie is jy om hom te vergewe? Soos, het hy iets teenoor jou gedoen?
En dis hoekom hulle sê, God is die enigste een wat sonde kan vergewe. Dis net God. Hoe kan jy sê, jy vergewe hom, Jesus? So of Jesus laster, soos hulle voorgestel het, of Jesus is eintlik God. En ek en jy weet, as hy gelaster het, sou die man nooit opgestaan het nie. Dit is nie 'n ou wat laster wat genesing voortbring nie, dit kan ek jou sê. Dit is nie 'n ou wat laster wat God se krag bewerkstellig nie. So duidelik is hy God. Hy's God. Hulle is reg. Wie is jy dat jy kan vergewe? Wel, hy is God, want net God kan vergewe. So as 'n moslim of 'n Jehova ooit weer na jou toe kom, net so op die kantlyn, 'n voetnota. As hy ooit weer na jou toe kom en sê, maar Jesus sê nêrens in die Bybel, hy is God nie, asseblief, vat hulle Markus 2 toe. Dis presies waar hy dit sê. Want die skrifkenners sê, maar jy laster. Jy laster, hoe? Wat beteken laster? Om beteken sê, jy is God. Jy misbruik God. Jy maak voor of jy God is. Hy doen nie. Hy het die mag om sonde te vergewe. Jesus is God, want hy kan sonde vergewe. Hy kan sy sonde vergewe. En dit bevestig. Die feit dat hy sonde kan vergewe, bevestig dat hy God is. En Jesus het geweet wat in die ouens se harte aangaan. Daar's nog 'n bewys dat hy God is. Wie is dit wie die hart ken van mens? Net God. Dis net God. Hierdie ouens het dit gedink, hulle het dit nie gesê nie. Is net God, reg deur die Bybel nog altyd God. Hierdie ouens moes dit weet. Die blote feit dat Jesus geweet het wat hulle moes dink, moes daai ouens eintlik bietjie laat waaksaam wees het. Hoor dit sê 1 Samuel 16:7. Die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Jeremia 17:10, ek die Here deursoek harte, toets niere. Jesaja 5, ek weet wat in julle gedagtes opkom. Dis net God. Dis net God wat sonde kan vergewe en is net God wat die harte ken. Daar word Christus bevestig as God, sommer 2 keer. Sommer 2 keer in 'n gedeelte. En dan natuurlik antwoord Jesus hierdie mense wat so dink. En hy sê vir hulle, wat is makliker om vir die verlamde te sê, jou sonde word vergewe, of om te sê, staan op, tel jou slaapmat op en loop. Wat is makliker? Nou dit is 'n moeilike stelling, want wat is regtig makliker om te sê? Wat is makliker om te sê? Nou ek dink die klem lê is, ons moet kyk na die woordjie sê. Wat is makliker om vir die man te sê? Nie wat is makliker om te doen nie. Wat is makliker om te sê? En jy sal onthou dat die centurio, verlede week het ons gepraat van 'n Romeinse soldaat, het ons gesien dat Jesus autoriteit gedra het, nê. Die soldaat het gekom en gesê, sê net die woord, en my slaaf is gesond, en Jesus het die woord gespreek, en die slaaf was gesond. Jesus het die gesag gedra, om met 'n woord te spreek en genesing voor te bring. Wie spreek net met 'n woord? God het ons gesê. Maar nou kan Jesus 'n woord spreek, en hy kan net vir die man sê, staan op. Maar hy sê nie dit nie. So eintlik is dit makliker om te sê, staan op. Dis eintlik makliker om te sê. Dis moeiliker om te sê, jou sonde is vergewe. Die rede hoekom ek sê dis moeiliker, is want sê nou maar, ek sê jou sonde is vergewe. Hoe bewys ek dit? So teologies is dit moeiliker. Jou sonde is jou vergewe. Hoe weet ons jy vergewe my sonde? Hoe weet ek dit? So vir iemand wat erg is in geloof, is dit moeiliker om te sê jou sonde is vergewe, want wat se bewys dra dit? Hoe gaan ek weet dat my sonde regtig vergewe is? En dit is ook moeiliker om te sê jou sonde is vergewe, want net God kan sonde vergewe. Net God het die mag om sonde te vergewe. En hierso is die kroeks. God vergewe nie net sonde nie. Hy doen dit nie. Want sonde moet eers gestraf word, voor dit vergewe kan word. Nee, so wat Romeine sê, want die loon van sonde is die dood. So daar is 'n prys vir sonde en dit is dood. God moet dit straf. As God dit nie straf nie, is God nie regverdig nie. Verbeel jy stap by 'n regtershuis in, jy's reg vir jou verhoor, en jy het iemand se kar gesteel. En die regter is daar, en jy en hy is groot chommies. Julle braai saam, jy sê, ek hoop ek kry jou. En hy sê, hier Sean, goed om jou te sien, wat vir jy ou se kar gesteel, maar. En daai regter sê, weet jy, Sean, ek vind niks fout nie, gaan maar. Hy vergewe sommer net jou onskuld. Almal van julle sal sê, hoe kan daai regter dit doen? Hy is onregverdig.
Dis dieselfde konsep teenoor God. God is regverdig. God kan nie net sonde oorsien nie. Hoekom kan hy dit oorsien? Want dan beteken dat hy is nie regverdig nie. Regverdig beteken, as daar iets verkeerd is, moet daar 'n fooi kom. Alles moet gestraf word. Hy openbaar dit van homself, nê. Moses was op die berg van Sinaï, ek is amper klaar. Moses was op die berg van Sinaï. En die Here het verby Moses gegaan. En toe roep God uit, is so mooi. God roep uit. Hoor wat roep God uit? Hy sê, die Here, barmhartig en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. Wat troue liefde vir duisende bly handhaaf. Wat skuldoortredinge en sonde vergewe. Maar wat beslis niks ongestraf laat nie. Inteendeel, wat vir die sondeskuld van ouers, kinders en kleinkinders laat boet oor die 3de en die 4de geslag. God sê dit van homself. God sê, ek sal jou kinders en jou kleinkinders se kinders straf oor dit wat jy verkeerd gedoen het. Want hy is regverdig. Dis wat hy sê. Maar net voor dit sê hy, ek wat skuld en oortredinge en sonde vergewe. So, hoe werk dit? God vergewe sonde, maar sonde moet gestraf word. So as Jesus sê, jou sonde is vergewe, is dit moeilik om te sê, want jy kan nie net sonde vergewe nie. Jesus probeer sê dat daar is nie 'n ding wat soos sonde wat ongestraf bly nie. Maar Jesus sê in dieselfde tyd, seun, jou sonde is jou vergewe, want hy weet hy's op pad kruis toe. Dis al hoekom hy dit kan sê. Dis al. Jesus kan net vir daai ou sê, jou sonde is jou vergewe, want Jesus weet hy's op pad kruis toe. In ander woorde, daai man se skuld, het Jesus gesê, vat jy jou mat, en ek vat jou sonde. Dis wat hy gedoen het. Want daai wat gestraf is, daai straf, daai tug, het hy gesê, ek sal dit vat. Dis net God. So dit is verseker moeiliker om te sê jou sonde is vergewe, want jy kan dit nie bewys nie. En tweedens, jy kan dit nie net sê nie, daar moet straf plaasvind. So hoe weet ons hierdie man se sonde was vergewe? Hoe weet ons dat Christus die krag het om sonde te vergewe? Wel, vers 10 sê vir ons volgende vers. Hy sê, maar, sodat julle kan weet dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe. Sodat julle kan weet dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sonde te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man, staan op, vat jou mat, gaan huis toe. Met ander woorde, Jesus sê, jou sonde is vergewe, staan op. En toe die man kan opstaan, dit is 'n bewys, dat sy sonde vergewe is. Die wonderwerk het gedien as 'n bewys, van Christus se gesag om sonde te kan vergewe. Kan jy jou dink, daai man het nie opgestaan nie? Ons het gesê, jy het nie regtig my sonde vergewe nie, jy het my gevang, ek het jou geglo vir 'n rukkie, nou het jy my uitgevang. Maar die man kon opstaan, sy mat vat en loop. Hy sê, wow. Ek wil afsluit met hierdie verhaal. Dit is 'n sprokiesverhaal, wat ek by Timothy Keller gekry het, wat uit Skotland uitkom. Dit klink presies soos as poestertjie. Presies so. Cinderella. Daar was hierdie prins wat in oorlog was en hy het oorlog gemaak. En hulle soos hulle besig was om te beklei, kom een van sy vriende se seuns ook in die stryd in. En die prins is besig om die swaard te swaai en hy swaai om na die seun van sy vriend toe. En hy tref sy seun en sy seun sterf. Sy vriend se seun, hè. En soos hy hom getref het, het hy 'n vlek gekry op sy kleed, 'n bloedvlek. Dis 'n sprokiesverhaal. En hy kom toe terug na die oorlog toe en mense kry berig dat die seun dood is en hulle huil, hulle sê nie hoe nie. Maar daai koning sit daar so in sy kamer met daai gevlekte kleed van hom, wat vol van die seun se bloed is. En hy begin skrop en hy kry die vlek nie uit nie. En dit is al hoe swaarder, al hoe moeiliker. En elke keer as die koning na daai kleed kyk, sy oorlogskleed wat hy aantrek, dan besef hy die vlek sit nog daar. Dit sit nog daar. En dan onthou hy van sy vreeslike daad. Die koning sê toe goed,
Kom ons maak soos ons maak, soos hulle gewoonlik in sprokies maak. Kom ek kry iemand in die hele koninkryk, 'n vrou. As hierdie vrou hierdie vlek uit my kleed kan uitkry, sal ek met haar trou. En die meisie staan daar so, met hulle oumou en skiep. En ek weet nie of jy oumou kry in die Seeland, ek weet eintlik wat jy kry, ons het ander. Ek ken nie eens eintlik wat is die name nie, seepoeie. Hulle staan daar, reg om hierdie vlek uit te kry, en hulle probeer en hulle kom nie reg nie. Kom nie reg nie. Die dag gaan verby, die kleed is weer terug op die koning se bed, en daar is 'n diensmeisie, 'n diensmeisie in die paleis. En sy het toe nie gehoor van hierdie insident nie, en sy het ook nie gehoor van hierdie kompetisie nie. En sy sien toe die kleed, en sy kry toe die kleed, en sy maak toe die kleed skoon, vou hom op en sit hom terug op die bed. Die koning kom terug en sien die bloed is uit. Wow, wie het dit gedoen? Hy probeer dit uitvind, en toe was daar natuurlik 'n stiefma, en die stiefma kom in en met haar dogter, en toe was die dogter, en ek ken die storie, en maar toe op die einde van die dag, gaan nou nie vir jou dit spoil nie, jy kan bietjie gaan Google en die verhaal self gaan lees. Maar toe op die einde van die dag, toe vind die koning uit, dit was hierdie diensmeisie. Hierdie diensmeisie, en hy trou toe met haar. En dit wat die koning gesê het, is iets wat by my bly en waaraan ek dink. Enige een wat die vlek kan wegvat, is jou ware liefde. Ons het hierdie vlekke in ons lewe, hierdie sonde, en hierdie goed wat ons siele besoedel. En ek wil vir jou sê, ek sê nie hierdie goed is nutteloos nie, maar ek sê net, 'n psigiater kan nie die vlek wegvat nie, hy kan jou help. Ek sê nie dit, maar hy kan nie die vlek wegvat nie. 'n dokter gaan nie die vlek wegvat nie. Jou graad of jou kwalifikasie om jou te laat beter voel dalk oor jouself, dit vat nie die vlek weg nie. Daar is net een. Daar is net een. En ons almal het die vlek. En hoor wat sê Maleagi 3 oor hierdie een wat die vlek wegvat. Ek het hom nie vir julle op nie. Ek lees hom vir jou. Hy, Jesus, sal wees soos vuur wat metaal suiwer, of soos seep wat lere spierwit was. Jy weet, ons het gesê, hierdie preek is geloof wat handel. Maar dit handel nie net om gate in dakke te grou nie. Geloof handel. Jy weet dat my grootste behoefte is vergifnis van sonde. En daar is net een wat die vlek kan wegvat. En as dit ons ingesteldheid is, om te besef, maar ek was hierdie wurm, ek was laar as laag, maar tog het een gekom en die vlek weggevat, en my meer as 'n oorwinnaar gemaak. As dit is hoe ons lewe met die evangelie, dan gaan dit ons verhoudings beïnvloed, ons vergifnis beïnvloed, alle areas van ons lewe. So geloof handel met die wete dat daar een is wat die vlek wegvat. Net een. Daar is hierdie een, dieselfde een wat met die gesag gespreek het, soos die centurion, is dieselfde een wat die gesag het om sonde te vergewe. En dit is vir my so mooi, en dan sy klaar die verhaal afsluit. Almal was verbaas en het God geprys. Want so iets het hulle nog nooit gesien nie. Kom ons bid. En ons Here Vader, ons besef net weer, ons dink die fokus is op 'n verlamde man. En ons sien hy word in die begin genoem, en hy word weer aan die einde genoem. Maar ons sien in die hartjie van hierdie skrif, is dit Jesus. Dis die wat die vlek wegvat. Here, ek kan nie self vir die vlek wegvat, vir my nie. Ek kan nie eers die mense wat voor my sit se vlek wegvat nie. Maar kan ons vandag begin om te besef dat ons grootste behoefte is die vergifnis van sonde. Kan ons na U toe kom, en U kom en U lig ons op en U vergewe ons, en U maak ons 'n meesterstuk in Christus. Mag ons so lewe vandag. Mag dit ons oortuiging raak. Dankie Christus vir daai vlek, wat U uitgekry het,
En dankie dat wanneer die Vader na ons toe kyk, sien hy nie meer 'n vyand nie, maar hy sien 'n vriend. Net omdat U gesê het, vriend, seun, jou sonde is vergewe. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed vriende, dis dat hy is wat die vlek uit jou lewe uitgevat het. En mag jy met vrymoedigheid na die troon toe gaan. En dit is op grond van hierdie vlekloosheid, dat ons kan sê ons gaan in die liefde van die Vader, en in die genade van ons Here Jesus, en die krag van sy Gees. Mag jy daarin gaan. Amen. Vrede vir julle, baie dankie.